Okay, so GLP-1s, wat maak hierdie medisyne so suksesvol dat ons gewigsverlies sien? Wel, hierdie medikasie, die ontwikkeling daarvan of die ontdekking daarvan het eintlik begin in die laat 80's. Reeds op daardie stadium het sekere van die wetenskaplikes hierdie toename in obesiteit antisipeer en gaan kyk na wat beïnvloed alles gewig. So hulle het toe afgekom op 'n hele klomp hormone wat 'n rol speel in die regulering van gewig. Daar's 'n spektrum van GLP-1s en party van hulle is al baie meer as dekade met ons en selfs langer. Maar as 'n groep het hulle nie universeel al die addisionele effekte nie. Almal van hulle beïnvloed suiker en kan gebruik word vir diabetesbehandeling. Maar dan is daar sekere van hulle wat ander addisionele voordele bring. Soos byvoorbeeld dat party van hulle baie effektief is vir gewigsverlies. Maar hulle het ook ander voordele, boonbehalwe en onafhanklik van die gewigsverlies, het hulle invloed op jou risiko vir kardiovaskulêre siektes, so dit is hartsiektes en beroertes. Hulle het 'n invloed op lewersiekte en op niersiektes. So dit is ook wat baie belangrik is as jy 'n GLP-1 nodig het, dat jy dit met jou dokter bespreek om uit te werk watter een moet jy kry. Okay, en dit voel half soos die Wild West op die oomblik met hierdie goed daar buite. Jy hoor amazing goed en jy hoor goed wat sê, "O nee, ek weet van iemand en hulle het daarop gegaan en nou is daar een of ander hengse storie daarin betrokke," right? So, is dit sleg? Is dit goed? Dis nog steeds medikasie, alhoewel dit baie gereedelik beskikbaar is en daar baie mense is wat hulle hande daaraan waag om dit te verskaf aan mense, ehm, bly hierdie 'n medikasie wat veronderstel is om deur 'n dokter voorgeskryf te word, want daar is gevare. Soos met enige medikasie is daar neeweffekte en risiko's. So, alhoewel daar baie positiewe effekte is waarna ek al geraak het, is daar moontlike neeweffekte en dit is hoekom, soos met ander siektetoestande, moet jy geëvalueer word, sodat iemand kan kyk, is daar dalk tekens of simptome wat uitwys dat jy dalk 'n hoër risiko het om die neeweffekte te kry? Is daar dalk ander goed wat 'n rol speel wat jou risikoprofiel beïnvloed? Sodat dit alles in ag geneem word, so om vir jou die beste moontlike kans te gee vir sukses met die medikasie, of om selfs te sê dis dalk nie vir jou nie en eerder die komplikasies te vermy omdat jy 'n hoë risiko het en dat daar vir jou ander alternatiewe aangebied kan word.